Goeienaand. Die verhaal van Sara en Abraham is besig om tot 'n einde te kom, want die lewe van Sara en Abraham is besig om tot 'n einde te kom. Die Here sal voortgaan. Hy sal voortgaan ook op die nuwe pad wat hy met sy volk begin het in Abraham. Hy sal volgens sy belofte van geslag tot geslag voortgaan. Na Abraham, Isak en dan Jakob en dan Josef en dan al die geslagte daarna. Maar Abraham en Sara sou nie vir altyd lewe nie. Die mense bestaan op aarde is tydelik. Die dood het 'n werklikheid met die sondeval geword. Vir alle mense, ook vir gelowiges, ook vir verbondskinders van die Here, ook vir Abraham en Sara, met wie die Here voorbegin het. Sara sterf eerste, Genesis 23 vers 1. Sara het 127 jaar oud geword. Sy is oorlede in Kirjat Arba, dit is Hebron in Kanaan. Abraham het oor haar gaan rou en huil. Abraham gaan rou en huil oor sy vrou se dood. Dit kan nie anders nie. Hulle twee het 'n huwelik een geword. Hulle saamleef van ongeveer die helfte van haar 127 jaar is vir ons in die Bybel opgeteken. Het was nie 'n foutlose huwelik nie, ook nie sonder spanning nie. Die idee byvoorbeeld om met Hagar, haar slavin, gemeenskap te hê, om hulle twyfel in die belofte van die Here waar te probeer maak, het van haar afgekom. En ons het gewys op al die spanning wat dit in hulle huwelik veroorsaak het. Hy het by minste 2 geleenthede voorgegee dat sy nie sy vrou is nie. En dit word vir ons beskryf as 'n daad om homself te beskerm. Dink aan die verwerping wat dit vir haar moes meebring. Maar nou, met haar dood, rou en huil hy oor sy geliefde vrou wat die Here vir hom gegee het. Sy het deur dik en dun by hom gestaan, saam op 'n onsekere pad, geanker in die beloftes van die Here alleen ingegaan. Soms het hy getwyfel, soms het sy getwyfel. Uiteindelik het hulle die belofte teen menslike moontlikheid in sien waar word met die geboorte van Isak. Saam kon hulle vir min of meer 30 jaar ook nou al reeds beleef hoe Isak groot word. Nou is hy dood en Abraham rou en huil oor haar. Ons staan maar net vir 'n oomblik vanaand hierby stil. Om te rou is nie net doodnormaal nie. Dis iets wat moet gebeur. Abraham gaan om te rou en te huil. Daar's iets regs in, daar's 'n aksie daarin wat gedoen moet word. Dis reg om oor die dood van 'n geliefde te treur. Dis veronderstel om swaar te wees as iemand vir wie jy lief is, dood is. Dit is veronderstel om seer te wees. Dit sou nie reg gewees het as dit nie seer was nie. Veral as dit 'n geliefde eggenoot is wat afsterf. Iemand het gesê wat wanneer 'n eggenoot afsterf, het soos 'n boom is wat middeldeur geskeur word. Dit word nie skoon afgesny nie, maar dit skeur, dit laat diep wonde wat baie lank vat om te genees, wat permanente letsels vorm. Dalk laat ons as gelowiges te min tyd vir rou en vir treur wanneer geliefdes sterf. Dalk spring ons te vinnig in die stroom van die lewe wat onverbiddelik in tye van rou by ons verbystroom. Dalk huil ons te min. Jesus het ook gehuil oor die dood van sy vriend Lazarus. Goeienaand.